in hierdie tyd tussen Paasfees en Pinksterfees is ons soveel meer bewus van die kragtige werking van God. Vader, die Seun, die Heilige Gees. Ja, die Vader wat die Seun na die aarde gestuur het, die Seun wie se dood aan die kruis ons pas herdenk het. En op pad na die Pinkstertyd waar ons dan ook die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. En bewus maak dat God drie-enig God is, ons God is, in wie ons glo, wat vir ons op 'n besondere manier homself openbaar. In die Ou Testament is God die Vader, die een wat byna meer hiërargies, abstrakt, praat met die volk vanuit die berg, met weerligstrale, met reënings, dat hulle bang word, dat hulle nie vir hom mag kyk nie. En dan stuur hy sy Seun, en hy kom bly tussen ons, tussen mense. Iemand aan wie hulle kan vat, met wie hulle kan praat, redeneer, argumenteer. Iemand met wie hulle lelik kan wees, of mooi kan wees. Iemand wat vir ons voortleef, ook deur die aantekening oor sy lewe, wat vir ons wys hoe behoort 'n mens te lewe in elke omstandigheid. En hy kom bly tussen mense. Hy is tussen ons. Hy kom so naby dat ons kan sien, hoor, voel, beleef. En dan, met Pinkster, breek daar 'n nuwe tydperk aan, waar die Heilige Gees nie net tussen ons kom woon nie, maar binne in ons kom woon. Vir elkeen wat sy lewe bekeer en wedergebore word deur die Here, die Heilige Gees binne in hom. Sien ons in die Ou Testament God wat eintlik bietjie ver is, met die volk praat, nou en dan, na Christus toe wat tussen mense kom woon, wie ons kan sien en hoor en vat, en nou die Heilige Gees wat binne in ons kom woon. Nou nie meer selfs net tussen ons, naby ons nie. En wat 'n voorreg is dit. En Christus sê ook duidelik dat dit beter is dat hy weggaan, want Christus kon net op een plek wees, want hy was 'n mens. Maar die Heilige Gees, oral, maak nie ongeag wie jy is, waar jy is, die Heilige Gees bly by jou, in jou. As jy eenmaal 'n kind van die Here is, wedergebore is, gebore is uit die krag van die Gees, dan bly hy binne in jou. Jy kan gaan waar jy wil, jy kan nie van hom ontslae raak nie. En hy ook nie van jou nie, en wil ook nie. Is dit nie 'n wonderlike wete en bevestiging van God se genade, sy teenwoordigheid, sy beskerming vir elkeen van ons nie? As ons dan in hierdie tyd na Pinkster toe op pad is, kom ons vra weer eens vir die Here by hernuwing, dat hy vir ons uiteraard eerstens bewus sal maak van sy teenwoordigheid, maar ook dan sal opskerp dat ons presies sal hoor, ingestel sal wees om sy stem te hoor, en dan natuurlik ek wil sê, byna die moeilike, die uitdagende een is, om sy opdrag te beveel is, uitdagings, heeltemal te aanvaar, te omarm, as mense wat graag wil doen wat hy wil sê, sodat ons die volle pad kan stap, wat die Here wil hê ons moet stap, met al die elemente van genade, van uitdaging, van groei in hierdie lewe, waar ons al ons talente, wat hy vir ons gegee het, ten volle, in sy diens, sal kan uitleef, tot eer van sy naam.